Action SA en die Tshwane Metro vaar uit teen die DA en 3 mans is vanoggend in die Hooggeregshof in Pietersburg Polokwane skuldig bevind aan die moord op 'n 35-jarige boer van Rutan in Limpopo. Junie, welkom by die Afrikaanse nuus. My naam is Sarina Bosman. Action SA en die Tshwane Metro Raad het uitgevaar teen die DA en sê pogings om 'n mosie van wantroue in die spreker in te stel is daarop gemik om die regerende koalisie te destabiliseer. Volgens Action SA se nasionale voorsitter Michael Beaumont kom die DA se mosie terwyl die stad tekens van vooruitgang en stabiliteit toon. Beaumont sê die stad beleef tans vir die eerste keer in talle jare 'n fase van vooruitgang en dat dit vir die DA 'n bitterpil is om te sluk. Volgens hom is dit ironies dat die huidige spreker, Msedi Nzwanana, tot die ampt verkies is, terwyl die DA aan die stuur was van die vorige koalisie wat die stad regeer het. Adjunkpresident Paul Mashatile het teruggekap na kritisie wat die nagenoeg 8 miljoen rand veroordeel het wat al aan sy buitelandse reise bestee is, sedert hy minder as 'n jaar gelede in die pos aangestel is. Mashatile se reisuitgawes na Ierland, Botswana, die Verenigde Koninkryk, Zimbabwe, Japan en Frankryk is tydens 'n vraag- en antwoord sessie in die parlement in die kolle gewerp. Hy het ontken dat staatsgeld tydens die reise misbruik is en het tot die hoë uitgawes aan ander faktore soos die rand se lae waarde en die heersende koste van oorseese reise toegeskryf. Volgens Mashatile was die reise daarop gemik om beleggers te lok en kry die land waarde vir geld. Die DA in die Weskaap verwelkom die aanstelling van 19.000 onderwysassistente as deel van die nasionale basiese onderwys werkskepingsinisiatief. Die Weskaapse Onderwysdepartement het bevestig dat die assistente strategies geplaas sal word by lae-presterende skole in arm gemeenskappe waar leeruitkomste dringend versterk moet word. Die woordvoerder van die DA oor onderwys, Leon van Wyk, sê dit is nie net 'n werksverskaffingsprojek nie, maar 'n belangrike stap om gehalte onderwys en jeugwerkskepping te bevorder. Die DA beklemtoon dat behoorlike opleiding en integrasie van assistente nou die sleutel tot sukses is. En 3 mans is vanoggend in die Hooggeregshof in Pietersburg Polokwane skuldig bevind aan die moord op 'n 35-jarige boer van Rutan in Limpopo. Nikki Janse van Rensburg is op 7 Oktober 2022 op die plaas Derde Kraal in Rutan doodgeskiet. Albert Mangena, Welly Segwale, albei 35 jaar oud, en die 45-jarige Lesiba Segwale is skuldig bevind en het geen emosie getoon nie. Janse van Rensburg se dood het op 24 Oktober 2022 tot 'n saamtrek in Rutan gelei, terwyl die verdagtes vir die eerste keer in die hof verskyn het. Pretoria FM het ook die optog bygewoon en is onder meer per helikopter gewys hoeveel mense wel met vragmotors, trekkers en bakkies opgedaag het om op te staan teen plaasmoorde. En dit is die belangrikste nuus vir die dag. Môre maak ons weer so.